Goeiedag julle almal, dis vir my 'n groot voorreg om met julle te praat oor COVID. Nou die letters COVID het vir my 'n besonderse betekenis. As jy na die 5 letters kyk, COVID, dan is dit vir my belangrik om aan die eerste letter te dink, want die eerste letter staan vir C, Christus. In Markus 1 vers 1 staan die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. So Christus Jesus, of Jesus Christus, is die begin van alles. En in Openbaring 1 vers 8 staan, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. So Jesus Christus is die begin en die einde. Nou baie van julle is so bekommerd oor wat van COVID en wat gaan van ons wêreld word. Maar ek wil vir julle sê dat die Here hou die wêreld in sy hand. Hy hou ook vir COVID in sy hand en hy hou ook vir ons in sy hand. En Jesus Christus se besluite en dit wat hy doen is volmaak en dit is soewerein. So die eerste letter C staan vir Christus. So as jy seker is, jy het vir Christus, dan het jy niks om oor te bekommer nie. Dan kan jy in kalmte en in vrede in hierdie ding ingaan. Nie dat ek onverskillig is daarteenoor nie, maar dan kan ek weet, Jesus hou die wêreld in sy hand. En omdat hy die wêreld in sy hand hou, hou hy mos vir my ook in sy hand. Nou die tweede letter is O, en dit staan vir ons. Psalm 80 vers 8 sê, O God van die leerskare, herstel ons en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Nou ons, buiten die offer wat Jesus vir ons gebring het aan die kruis, het ons ook 'n offer om te bring. Ons het ook 'n deel om in hierdie COVID te speel. Ons moet ook ons offer bring. Ons moet ook daar waar ons beweeg, in ons beroepe, of jy onderwyseres is en of jy 'n besigheidsman is en of jy in die bank werk, maak nie saak wat jy doen nie, jy moet die offer bring en jy moet jou deel bring om ook in hierdie tyd COVID te weerstaan, op jou knieë te gaan en jou binnekamer te gaan en ook vir Jesus te vra om mense gesond te hou in hierdie tyd en die bloed van Jesus oor jou te pleit en te weet dat Jesus daar is om ook vir jou te beskerm. In Filippense 4 vers 12 sê, ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Romeine 12 vers 1 sê, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So ek wil vir julle sê, die eerste letter is Christus. Hy is die begin en die einde. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Die tweede letter is O, ons. Ons het autoriteit oor die COVID. Ons het autoriteit omdat Jesus binne in ons bly. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. En daarom kan ons in oorwinning stap. Die derde letter is die belangrikste letter wat ek met julle oor wil praat vandag. En dit is die letter V. En dit is die man aan die middelste kruis. En altyd as ek aan Jesus dink, dan sê ek dankie Here, U het my van my sondes verlos. En in Romeine 11 vers 26 staan, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend. So, die middelste kruis is die belangrikste. Die man aan die kruis is Jesus Christus. Hy is die man wat vir ons gaan voorsien. In Genesis 22 vers 14 staan, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Behalwe dat hy ons voorsiener is hy ook ons verlosser. En hy vergewe ons. En hy verdra ons. En ten spyte van die COVID kan ons vreugde hê. En ons kan veilig voel,
Ons kan Psalm 91 elke dag onsself daarin toedraai. Spreuke 1 vers 33 sê, maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. En Psalm 20 vers 8 sê, die Here is 'n sterkte vir hulle en hy's 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. En Jesaja 45 vers 12 sê, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld hande klap. Dit is vir my so mooi, dat 'n mens, ten spyte van die pandemie wat nou tans besig is, ten spyte van die finansiële impak wat hierdie COVID het op baie mense wat werkloos is, mense wat in trauma verkeer, omdat COVID soveel van hulle af weggeneem het, soveel van hulle voorregte af weggeneem het, dat jy ten spyte daarvan, kan jy vreugde ervaar, ten spyte daarvan, kan jy vrede in jou hart hê, ten spyte daarvan, kan jy kalmte in jou hart hê, want jy weet wie jou veilig hou, jy weet wie is jou veilige vesting, en jy weet wie is jou pappa, jy weet wie is jou vader. Psalm 89 vers 27 sê, U is my Vader, my God en die rots van my heil. So jou Vader sal na jou kyk, en jou Vader is volmaak. 'n Mens wonder baie keer, hoe kan hierdie omstandighede volmaak wees? Dit is volmaakte omstandighede, want ons God is volmaak, en sy besluite is volmaak, en jy is gemaak vir hierdie tyd, 'n volmaakte tyd, om iets vir Jesus te beteken. 2 Samuel 22 vers 31 sê, die weg van God is volmaak, die woord van die Here is gelouter, hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil, en hy is ook ons vashouplek. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Nou dat hy sal ons vashou, en hy sal ons vashouplek, behalwe dat hy ons verlossing is, vergewe hy ons ook. En daar is soveel goed wat ons moet deurgaan, daar is soveel goed wat ons moet verdra, behalwe dat jy die masker moet dra, behalwe dat jy moet kort gestop word deur die polisie, en dat jy moet permitte hê om te beweeg, dat jy soveel goed ontneem word, jy kan nie by jou vriende kuier nie, jy kan nie by die kerk saam met ander gelowiges aanbid nie, moet ons hierdie dinge verdra. 2 Timoteus 2 vers 12 sê, as ons verdra, sal ons met hom regeer. So in al hierdie dinge moet ons verdra. Kolossense 1 vers 19 sê, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sal woon. In Spreuke 3 vers 26 sê, want die Here sal jou vertroue wees, en hy sal jou voete bewaar van die struik. So die middelste letter, die V, hy is ons veilige vesting, hy is ons verlosser, hy is ons Vader, hy is ons voorsiener, hy is ons vashouplek, hy is ons vertroue. Die eerste letter is Christus, die tweede letter is, ons sê dankie vir die offer, maar daarom moet ons ook 'n offer kan bring. En die derde letter is verlosser, en die vierde letter is in Christus ons verlosser in. Nou daardie in alles is Jesus by ons. Filippense 2 vers 1 sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Omdat ons die liefde van Jesus in ons harte het, kan ons in hierdie omstandighede, kan ons beweeg, want Christus ons verlosser stap voor ons uit, want Christus ons verlosser hou ons vas, want Christus ons verlosser is ons veilige plek, is ons veilige hawe, is ons wegkruipplek. Ons kan onder sy vlerk inkruip en ons weet, hy sal ons vashou.
So in alles weet ons dat sy innige tederheid, sy innige liefde vir ons, kan ons dra. Nou die laaste letter is Christus, ons verlosser in duisternis. Psalm 112 vers 4 sê, vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis. So Jesus is ons lig in hierdie duister tyd. Jesus is ons lig in hierdie donker tyd. In Spreuke 12 vers 25 sê, bekommernis in die hart van die mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. So dit help nie om vir jou te bekommer nie. Dit gaan niks vir jou beteken nie. Bid liewers, gaan op jou knieë, gaan na die Here toe en weet net, as jy daar opstaan, sal jy die lig in jou hart ervaar. In Psalm 68 vers 20 sê, geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons. So hy dra ons elke dag. En omdat ons elke dag dra, kan ons deur al hierdie dinge gaan. Kan ons endure. Het ons deursettingsvermoë en ons weet hy hou ons vas. En ons weet hy is by ons. En ek het die volgende geskrywe. COVID-19. Christus het uit liefde vir ons sondes aan die kruis gesterf, sodat ons eendag die strate van goud in die hemel kan erf. Ons kan met autoriteit onderrig en gelei word deur sy gees. Om versadig te word, moet ons net van hom afhanklik wees. Volmaakte verlosser, voorsiener, vertrooster en vashou plek. Ons veilige vesting en hoop met vol tafels in die woestyn gedek. In alles kan ons u vertrou en met blydskap enige moeilike pad loop. Duisternis het u verander in lig en ons met u kosbare bloed gekoop. Ons kan met geloof deurdruk en weet dat u ons dag na dag sal dra en met vrede deur enige bekommernis, want u voorsien voor ons vra. Kom ons bid net. Here, baie dankie. Dankie dat u ook met ons kan praat in COVID. Dankie Here, dat ons weet, u is vir ons daar. U is ons Christus, u is ons Here. En dankie vir die offer, ons tweede letter offer. Christus, ons. U is ons offer. U is ons verlosser. U is ons veilige vesting. U is ons vashou plek. U is ons voorsiener. Dankie Here vir die ongelooflike liefde wat u vir elkeen van ons het. En dankie dat u vir ons beskerm. U is ons veilige vesting in alles. In droogte, in 'n woestyntydperk, in 'n storm. U is in alles by ons. U is ook in COVID, u is ook in pandemie, u is ook in verlies, u is ook in druk. Dankie dat u ons in alles dra. Dag na dag dra u vir ons. En dag na dag kan ons weet dat u ons lig in die duisternis is. Dankie Here, dat ons elke dag kan weet, u sal ons dra en u sal ons vashou. Amen.